Matt Chandler sê, "Comfort is the God of our generation." So wanneer jou dag verby is en die son sak en alles stil raak, waar het jou gemak gewen eerder as liefde of om lief te hê? Ons leef in 'n kultuur wat gemak beloon. Alles moet vinnig wees, maklik wees en sonder moeite. Ons organiseer ook ons lewens sodat dit ons so min as moontlik sal kos, emosioneel, tydgewys en in verhoudings. En ongemerk begin gemak die maatstaf word van die keuses wat ek en jy maak. Maar Paulus se woorde sny dwars deur daai logika. Hy sê, al wat altyd sal bly, is geloof, hoop en liefde. Hierdie 3. Maar die grootste hiervan bly steeds liefde. Hy sê nie aan die einde bly gemak nie. Hy sê liefde bly. En om liefde te kies, as ons eerlik is met tye ook ongemaklik. Ek weet dit is vir my. Liefde vra dat jy sal bly wanneer dit makliker sou wees om weg te stap. Liefde vra dat jy daai gesprek sal hê wat jy so uitstel. Liefde vra dat jy tyd sal maak wanneer jy moeg is, selfs vir jou kinders. As ons lief het, kies ons nie altyd wat die minste kos nie, maar ons kies wat ons lief sal hê en meer betekenisvol ons lewe sal maak. Liefde is nie die byproduk van 'n suksesvolle lewe nie. Dit is die lewe wat God vir elkeen van ons het, vir elkeen van ons in gedagte het. Seisoene verander, maar verhoudings word gevorm en ewigheidswaarde word bygedra wanneer daar liefde is. Henry Nouwen skryf, "In the end, we will be judged on love." Dis so 'n eenvoudige sin, maar dit sny regtig diep. Want dit beteken dat liefde nie net iets is wat bykomend is tot ons lewe of wat ons gemaklik doen of wil doen nie. Liefde is die maatstaf van 'n goed geleefde lewe saam met Jesus. So hier is dalk 'n oefening wat jy vanaand kan doen, soos wat jy deur jou dag gegaan het. Dink vanaand terug oor jou dag en dan vra jy jouself, waar het gemak gewen eerder as liefde? En dan praat jy met die Here oor daai vraag wat jy vra. En soos wat jy met die Here daaroor praat, as jy klaar is, dan vra jy vir hom, ek wil besluit om doelbewus môre liefde te kies. Help my, Here. En soos Paulus sê, die grootste van geloof, hoop en liefde is liefde, dan kies jy liefde. Kom ons bid saam. Here, help my om my lewe te leef, nie net met myself in gedagte nie, maar met liefde in gedagte, sodat ek met my hart, met my lewe sal getuig dat U liefde in en deur my leef. Dankie dat ons dit kan doen en dankie dat U 'n God is wat ook lief is vir elkeen van ons. Mag ons liefde die een ding wees wat stand hou in ons elke dag lewe. In Jesus naam. Amen.